In vandag se les gaan ons kyk na 2 stellings wat handel oor die eienskappe van parallelogramme. Ons gaan leer hoe om hierdie stellings te bewys. Dit is absoluut noodsaaklik dat julle die bewyse verstaan en baie goed ken. Met ander woorde, jy moet dit leer uit jou kop uit. Dit is die basis van meetkunde en dit leer jou hoe om meetkundige bewyse te benader. Julle moet hierdie bewyse as teorie ken vir eksamendoeleindes. So as julle hierdie bewyse goed ken, is dit 5 tot 7 punte waarvan jy absoluut seker kan wees. Nou kom ons kyk na ons eerste stelling. Nou goed, ons eerste stelling sê vir ons, die teenoorstaande sye en hoeke van 'n parallelogram is gelyk. Nou as ons gaan begin, gaan ons in die eerste plek kyk wat is vir ons gegee. Ons moet nou bewys dat die teenoorstaande sye en hoeke van 'n parallelogram gelyk is. So, in die eerste plek is vir ons gegee 'n parallelogram A, B, C, D. Volgens ons definisie beteken dit mos nou dat AD ewewydig is aan BC en dit beteken dat AB ewewydig is aan DC. Ons moet nou gaan bewys dat dit waar is, dat die teenoorstaande sye en hoeke van 'n parallelogram gelyk is. So kom ons kyk, ons is nou vir ons gegee is parallelogram A, B, C, D. Soos wat ons gesê het, per definisie beteken dit dat AD ewewydig is aan BC en dit beteken dat AB ewewydig is aan DC. Wat moet ons bewys? Ons moet bewys dat AB gelyk is aan DC. Ons moet ook bewys dat AD gelyk is aan BC. Verder moet ons bewys dat hoek A gelyk is aan hoek C en hoek B gelyk is aan hoek D. Nou, om hierdie bewys te doen, gaan ons in die eerste plek 'n konstruksie maak. En jy moet inskryf van jou konstruksie wat jy gaan maak. Jy sê, trek hoeklyn BD. Met ander woorde, ons gaan ons hoeklyntjie BD verbind. Goed, so ons trek hierdie hoeklyn BD trek ons nou in. Ons kan hierdie nommertjies hoeke by B nou nommer hoek 1 en hoek 2 en by D nommer ons dit ook hoek 1 en hoek 2. Nou begin ons met ons bewys. So, ons gaan skryf in driehoek ABD en driehoek CDB is. Nou, ons gaan hierdie stelling bewys deur middel van kongruensie. Goed, kongruensie, weet ons, moet ons nou, ons kongruensie, redes vir kongruensie is ons nou sy, of dit is sy hoek, sy, 2 sye in die ingeslote hoek, of dis 2 hoeke en die ooreenstemmende sy, en my ander enetjie is 'n 90 grade hoek, 'n reghoeksy en 'n skynsy. Dit is mos my redes vir kongruensie.
Goed, so ons gaan met kongruensie werk om hierdie stelling te bewys dat die teenoorstaande sye en hoeke van 'n parallelogram gelyk is. So, ons begin met in driehoek ABD en driehoek CDB is. Ons kan sê, in die eerste plek is BD gelyk aan BD, wat mos 'n gemeenskaplike sy is. Dan kan ons vervolgens sê dat hoek D1 is gelyk aan hoek B2. Hoek D1 is gelyk aan hoek B2 en my rede is, hulle is verwisselende hoeke. AD is ewewydig aan BC, is mos vir ons gegee. Die volgende stellingkie wat ons kan maak, of die volgende eienskap wat ons kan sê, is dat hoek B1 gelyk is aan hoek D2. En my rede is weer eens verwisselende hoeke, maar nou is sye AB ewewydig aan DC. Dit is mos wat hulle vir ons gegee het. So ek kan nou sê, daarom is driehoek ABD kongruent aan driehoek CDB. En my rede is twee hoeke en die ooreenstemmende sy. Omdat hierdie twee driehoeke nou kongruent is, beteken dit dat AD gelyk is aan BC. Dit beteken dat AB gelyk is aan DC en dit beteken dat hoek A gelyk is aan hoek C. Dit beteken dat AD is gelyk aan BC en ons sien nou, ons het bewys dat AB gelyk is aan DC en hoek A is gelyk aan hoek C. Goed, so ons het daai nou bewys. Met ander woorde, ons kan ook nou gesien het dat hoek A is met ander woorde gelyk aan hoek C. As ons nou verder gaan, kan ons gaan sê dat hoek B1 plus hoek B2, omdat ons nou hier het dat hoek D1 is gelyk aan hoek B2 en ons het dat hoek B1 is gelyk aan hoek D2, omdat ons het dat hoek D1 is gelyk aan hoek B2 en hoek B1 is gelyk aan hoek D2, kan ons sê dat hoek B1 plus hoek B2 moet gelyk wees aan hoek D1 plus hoek D2. Want ons het mos nou bewys dat daai hoeke gelyk is aan mekaar. Nou kan ons met ander woorde daarom sê dat hoek ABC moet gelyk wees aan hoek ADC. Dit is dan die stelling wat vir ons bewys dat die teenoorstaande sye en die teenoorstaande hoeke van 'n parallelogram is gelyk. Soos wat ek dit nou hier geskryf het, is die manier wat julle dit antwoord in die eksamen, as hulle vir julle vra, om die stelling te bewys wat beweer dat die teenoorstaande sye en die teenoorstaande hoeke van 'n parallelogram gelyk is. Nou ons tweede stellingkie waarmee ons nou gaan te doen kry, rondom die eienskappe van 'n parallelogram, sê vir my, nou die tweede stellingkie waarmee ons gaan te doen kry,
met die eienskappe van parallelogramme sê vir my die hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar. Goed, so ons moet nou hierdie parallelogram, ons moet bewys. Die stelling beweer die hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar. So ons moet nou gaan kyk dat ons dit moet bewys. Goed, so in die eerste plek, wat is vir ons gegee? Vir ons gegee is parallelogram A, B, C, D. Volgens die definisie van 'n parallelogram kan ons sê dat AB ewewydig is aan DC en ons kan sê dat AD ewewydig is aan BC. Wat weet ons nou nog? Volgens stelling 1 weet ons dat AD gelyk is aan BC en ons weet dat AB gelyk is aan DC. Dit het ons mos nou afgelei, kan ons aflei uit stelling 1, want ons het dit reeds bewys. Goed, so kom ons gaan kyk, hoe gaan ons nou hierdie bewys benader? So wat vir ons gegee is parallelogram A, B, C, D. Goed, nou vra hulle vir ons moet mos bewys dat die hoeklyne van die parallelogram gelyk is. So in die eerste plek moet ons die hoeklyne inteken. Wat vra hulle vir ons om te bewys? Hulle vra vir ons om te bewys dat die hoeklyne van 'n parallelogram mekaar halveer. So in die eerste plek moet ons die hoeklyne inteken. So as ons moet bewys dat die hoeklyne van 'n parallelogram halveer, moet ons in die eerste plek ons hoeklyne intrek. OK, met ander woorde, ons gaan sê ons moet bewys dat AO gelyk is aan OC en BO gelyk is aan OD. So ons konstruksie wat ons gaan maak, ons trek hoeklyne AC en BD. Hulle sny mekaar by O. As ek nou na hierdie parallelogrampie gaan kyk, onthou wat is vir ons gegee? Volgens definisie is vir ons gegee dat AB ewewydig is aan DC. Verder is dit vir ons gegee dat AD ewewydig is aan BC. Volgens ons stelling is dit vir ons gegee dat AD gelyk is aan BC, so hulle lengte is ewe lang. En verder weet ons ook dat AB gelyk is aan DC. Dit het ons nou in stelling 1 bewys. Goed, so nou kan ons begin met ons bewys. Ons gaan weer kongruensie gebruik om hierdie stelling te bewys. In hierdie geval gaan ons nou werk met in driehoek AOD en driehoek COB. Kom ons noem net hierdie nommertjies
by die hoeke, ons B1, C1 en ons het A1 en D1. So ons werk met driehoek AOD en driehoek COB. In daai driehoeke kan ons sê dat hoek A1 gelyk is aan hoek C1 en my rede is verwisselende hoeke. Onthou by meetkunde moet ons mos altyd redes voorsien. AD is ewewydig aan BC. Jy moet die ewewydige lyne wat ewewydig is benoem. Die tweede wat ons kan sê is dat hoek D1 gelyk is aan hoek B1. My rede is presies dieselfde. Verwisselende hoeke. AD is ewewydig aan BC. Dit is mos wat vir ons gegee is. Verder kan ons omdat ons in ons stelling bewys het dat AD gelyk is aan BC, kan ons dit gebruik as 'n deel van ons bewys, want ons het gesien dat die teenoorstaande sye van 'n parallelogram is gelyk. Daarom kan ek sê is driehoek AOD kongruent aan driehoek COB. En my rede is twee hoeke en die ooreenstemmende sy. Omdat hulle twee nou kongruent is aan mekaar, beteken dit nou, ek kan daarom sê dat AO gelyk is aan OC en ek kan daarom sê dat BO gelyk is aan OD. En so het ons nou die stelling bewys wat beweer dat die hoeklyne van 'n parallelogram mekaar halveer. Goed, hierdie bewyse gaan jy nou inoefen deur jou huiswerk te voltooi, sodat jy kan weet hoe hulle dit sal vra en jy reg voorbereid sal wees vir jou gratis punte. Geniet dit.